Matteus 7 vers 24 tot vers 27, gaan lees dit. Kyk wat beteken dit vir jou. Een huis het totaal in duie gestort en een huis het nie geval nie. Wat was die verskil? En dan gesels julle 'n bietjie oor wat laat 'n mens val in die storm en wat laat jou in die storm staande bly? Want jy sien, hier's die ding. Storms tref ons almal. Nie een mens op die aarde is gevrywaar van 'n storm nie. Storms gebeur. Daar's mense wat val in storms, wat vernietig word in 'n storm, en daar's mense wat net 'n storm oorleef en selfs nog sterker is as wat hulle was. Hoekom? Wat is die verskil? Lees dit in Matteus 7 vers 24 tot 27. Kyk of jy kan uitvind wat is die verskil. En dan praat jy 'n bietjie oor die verskil. Want die storm het nie die laaste sê oor jou lewe nie, maar hoe jy geposisioneer is en waar jy geposisioneer is, het die laaste sê. Dis die eerste punt. Dan, punt 2, lees Psalm 92 vers 13. Lees oor die palmboom. Hoekom sê hy palmboom? Want jy sien, 'n palmboom is ontwerp om storms te oorleef. Want hoekom? Hoekom oorleef 'n palmboom? Want 'n palmboom gee mee in die storm, hy buig in die storm, hy kan partykeer buig hy tot plat op die grond, en as die storm oor is, en daar's 'n klomp ander goed om hom verwoes, dan staan daai palmboom weer op. Jy is 'n palmboom, dis in jou ingebou om 'n storm te oorleef. En dan gaan ons nog 2 verse lees. Jesaja 54 vers 17, wat beteken dit vir jou? Wat sê dit vir jou? En dan Spreuke 24 vers 16, praat daaroor, wat beteken dit vir jou? En dan, die laaste deel waaroor ons praat is 1 Samuel 30. Lees 1 Samuel 30. Lees die geheim in vers 6. Wat is die geheim in vers 6 en in vers 8? Wat is die geheim? Hoe kry 'n mens terug wat jy verloor het? Kyk of jy die sleutels daar kan kry. Praat met mekaar daaroor. En dan sien jy die gevolge van as jy die sleutels gebruik in verse 6 en vers 8. Dan, wat is die resultate van daai sleutels? Wat sluit dit oop? Verse 18 en vers 19. Wat sluit dit oop? Onthou, hierdie is die jaar van terugvat. Jy kan terugvat wat van jou gesteel is. As jy hierdie goed gaan toepas wat jy vanaand leer, as jy hierdie goed gaan doen wat jy vanaand leer, gaan jy terugvat wat jy verloor het, en op grond van verse 18 en 19 gaan jy meer hê as wat jy verloor het. En wat die duiwel beplan het as jou grootste nederlaag, gaan jou grootste oorwinning word. Die Here seën jou.